Goeiemôre vriende, vandag is Vrydag 6 Maart 2026. Ek hoop julle het 'n sommer 'n lekker naweek wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. O Heilige Gees, soos wat ons die suurstof in ons longe intrek, Here, trek ons eintlik vir U in, is U deel alreeds van ons bestaan, is U die suurstof van ons lewe. O Heilige Gees, as daar nie suurstof is nie, gaan ons dood. As U nie deel is van ons lewe soos die suurstof wat ons inasem nie, U is die suurstof, gaan ons geestelik dood. Nou Heilige Gees, vanoggend kom vra ons vir U dat U die een sal wees wat by ons is, wat vir ons lei, wat vir ons die presisie pad wys, wat ons ook moet stap vandag. Dankie vir U nabyheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ek gaan vandag so 'n bietjie die meditasie stukkies gaan nog vandag en môre doen. Maandag begin ons by 1 Timoteus. Gaan verneem ek uit Psalm 121, baie bekende Psalm vir ons vriende. Party van ons sal hom nou 'n bietjie vergeet het, maar ek dink in die vervloë dae die predikante baie keer die fotum in die erediens begin met Psalm 121. Kom ons lees Psalm 121 en dan mediteer julle 'n bietjie daaroor. Pos hom waar julle wil, wat maak hom langer, maak hom korter, net soos julle goed dink. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Vriende, wanneer ek en jy opkyk na die berge, dan dink ons natuurlik aan die Here wat dit gemaak het, né? En dan gaan die psalmdigter af. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek dink so 'n bietjie waar die Here jou gehelp het al, hoe die Here jou te hulp gestel het. En vra vir jouself af, hoekom sal hy dan nou ontrou wees in jou lewe? Hy was altyd getrou. My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Sê vir hom dankie, bid hom nou. Volgende minuut wat jy vir jou stilte gee. Die hulp wat jy nodig het, dra dit ook aan hom op. Kom plaas dit in sy hande. Kom ons raak so 'n bietjie stil en dan doen jy dit. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit. Vriende, wanneer ek en jy in 'n lewende verhouding met God is, in Jesus se voetspore volg, toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, ons eerste 3 waardes, dan is dit so dat jy jou lig laat skyn waar jy is, ons visie. Dan is dit ook so dat jy inderdaad jouself as 'n lewende en 'n heilige offer vir God gee wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen, en wanneer ek en jy in hierdie verhouding met God is, sal ek en jy geestelik nie struikel nie. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hoekom? Omdat ek en jy in hierdie lewende verhouding met hom staan. Hy weet jou beskerm, slaap nooit. Nee, dit is waar. Die Here weet, die Here hou ons vas, selfs wanneer ons deur moeilike tye gaan, hou hy ons vas. Dink so 'n bietjie aan die tye toe jy gevoel het jy struikel, was jy naby die Here of was jy ver van die Here af? Bely dit ook sommer, ons almal in valse wiele val maar daar af, né? Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Raak so 'n bietjie stil en dink 'n bietjie na aan die tye wat jy gestruikel het. Was jy naby aan die Here of ver?
Waarlik die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van gevare. Kom ons gaan aan. Hy sê bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad aan doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. Dink 'n bietjie daar, miskien gaan jy 'n bietjie op verlof, miskien gaan jy oor see, miskien gaan jy 'n bietjie vir 'n werk ergens optree en jy's bang vir die uitdagings wat voor lê of sommer net die alledaagse uitdagings. Dan sê jy vir die Here, U sê deur die psalmdigter, U sal my beskerm, U sal my bewaar. Die son sal my nie steek nie, in die nag sal die maan jou nie kwaad aan doen. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. Vra vir die Here, beskerm my lewe. Gee vir jou geleentheid, my kinders en my kleinkinders in. Bid vir die Here dit. Die laaste vers. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd, sê die psalmdigter vir jou en vir my. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Vra die Here se beskerming oor jou lewe. Hy sê die psalmdigter, die Here sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se nabyheid ervaar. Amen.